Môre ouetjies. Ek hoop dit gaan goed daar by julle. Lekker reën gehad vanoggend. Ek wil jou vandag vertel van V1. Nou, as jy 'n vlienier in jou familie het, of jy is gelukkig om getroud te wees met een, sal jy weet dat V1 is die plek op 'n aanloopbaan waar 'n vliegtuig nie meer kan omdraai nie. V1 is die kritieke plek op die aanloopbaan waar die vliegtuig so baie spoed opgetel het en dat hy so baie momentum gekry het, maar hy's besig om uit aanloopbaan uit te hardloop, so hy moet opstyg. Hoor my mooi. Daar is nie 'n lughawe of 'n aanloopbaan of enige iets as die vlieënier nie op 'n V1 plek gekom het nie. V1 is die belangrikste middelpunt tussen die lughawe en om jou in die lug te kry. Maar nou wil ek jou vra, is jy een van die ouens wat nou al bitter lank stak is op die lughawe en nog nooit op V1 gekom het nie? Daai plek waar jy sê, luisterie, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek kan nie meer net aanploeter en elke dag dieselfde lewe oor en oor en oor lewe en ek gaan net mooi nêrens nie. Here, ek is in V1. Locked in. Ek gaan saam met u. Vat oor, want ek kan nie meer nie. Laasweek is ek op Kaapstad se lughawe stak. Dit reën te veel in Kimberley en ons vlug word uitgestel, die vlug word die lyn. En ek het 'n baie maklike uitkyk oor die lewe. Ek glo sulke goed gebeur, dit is wat dit is. Ek raak nie regtig ontstel daaroor nie. Ek glo in elk geval alles wat sulke goed of sleg wat met my gebeur draai my guns uit. Ek glo dit. Maar so sit ek en ek kyk die absolute chaos in die lughawe. Saam met my was klomp ouers wat hulle kinders aan rugby moes gaan kyk het in Kimberley. En ewe skielik is daar net te veel mense by die hekke en ek het nogal die beamptes wat werk by die deure jammer gekry, want almal praat gelyk en almal wil weet, ja maar wanneer nou en hoe laat nou en watter vlug is dit en almal peper met vrae, daar's nie meer sitplek nie, daar's nie meer loopplek nie, dit is net 'n absolute vertrapping van mense. En ek het teruggekom, by die huis gekom en ek ervaar dat die Here vir my sê, Liana, weet jy hoe baie mense is stak op die lughawe? En ek wil jy moet baie mooi dink, of is jy een van daai? Ek ervaar dat die Here sê, dat daar so baie mense wat weet van hom, lees van hom, glo in hom, maar hulle commit nie. Hulle pak hulle tasse, hulle het hierdie groot verwagting en hulle is op pad lughawe toe. Hulle is iewers heen op pad, maar as hulle by die lughawe kom, word hulle aandag afgetrek deur of ietsie om te eet, of ietsie om te koop, of iemand om mee te gesels, maar hulle kom nie so ver dat hulle net commit by die deur uitgaan, op hy vliegtuig klim en sê, Here, ek is all in. Ek is vrek bang vir waartoe ons gaan, want ons kan val. Ons kan turbulence kry. Hel man, as jy oor 'n aggressiewe land gaan, kan jy afgeskiet word. Ons weet die gevare wat gekoppel word aan vlieg. Baie van ons is baie bang vir vlieg. Maar as jy jou hele lewe lank op die lughawe bly, julle is sad. Ek besef daar's mense wat op die lughawe werk, waarmee ek gepraat het, wat hulle werk op die lughawe. Hulle is op die plek wat hulle enige plek in die wêreld kan vat.
maar hulle was nog nooit op 'n vliegtuig nie. En ek sien dit so baie in ons mense. Ek sien dit in ons mense dat hulle is so tevrede met hulle lewe, want hulle is eintlik net te bang om kansse te vat. So hulle lewe dieselfde lewe 365 dae elke jaar, sonder om te commit aan die Here en te gaan sien of is daar enigiets anders daar buite. Julle en as ek julle kan sê, nee. Daar is baie daar buite saam met die Here wat jy gaan mis as jy nie op daai V1 spot kom nie. Daar is so baie wat jy gaan mis. En ek gaan vir jou sê hoekom. Ek wil jou iets vertel. Ek het onlangs die geleentheid gehad om Namibië uit die lug uit te sien. Ja, wonderlik, né? Ek gaan jou dalk nou teleurstel. Ek het die hele vlug wat ons in die lug was ek in 'n stryd tussen hoe ek gedink het Namibië lyk en hoe Namibië lyk. Ek het konstant die vraag deur my kop gegaan, maar dis dan nou nie hoe ek gedink het nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek was onder die indruk van Sossusvlei af, waar die duine begin, het ek gedog dit is duine tot daar bo teen Swakop, en dan gaan hierdie pragtige stuk duine aarde wees, wat paar duisend jaar oud is, en dit gaan so mooi wees. Daar is droë stukke tussen daai duine, maar niks is nie. Dis iets soos plat. Partyplekke het net sulke klippe wat so regop staan. Ek was teleurgestel. En ek ervaar hoe die Here sê, julle as mense kry die meeste seer, want julle vertrou my nie, maar julle skep 'n verwagting. Julle skep 'n verwagting van julle geliefdes, van julle kinders, en dan as hulle nie perform soos wat julle dink nie, as dit nie is soos wat julle dink nie, dan is julle teleurgestel. En die Here sê, maar dis omdat julle my nie vertrou nie. Julle dink julle weet hoe dit is. Dit is nie altyd hoe dit is nie. 'n Paar dae voor ek Namibië uit die lug uit gesien het ons met 'n voertuig Sandwich Harbour toe gery. Nou Sandwich Harbour is hierdie verskriklike mooi, dis soos 'n baai, maar dit is waar die sandduine, woestyngedeelte by die see kom. Mense, dit is pragtig op foto's. Dis 'n ander grappie om soontoe te ry. Veral as dit Paasnaweek is en daar is 50 ander toergidse met hulle toeriste ook op die duine. En dit het gereën, dit is nie net sag nie, dit is sag en hard, so die duine, dan jy het geen idee, loop hy, skuif hy of trek hy nie. En dan sien jy 'n voertuig, dan sien jy nie 'n voertuig nie. Dis vreesaanjaend. En dan kom jy net oor 'n duin en dan kom jy bietjie te vinnig oor 'n duin en dan staan die 5 voertuie en dan sit die toeriste en kyk vir die duine en dit was vreesaanjaend. Maar hoor vir my, toe ons oor Sandwich Harbour gevlieg het, dis so rustig. Dit is so mooi. Dis die mooiste skilderye van sagte sand. Ek het absoluut geen vrees gevoel nie en die see maak sulke mooi motiewe op die strand, soos wat die wind die duine gewaai het. Dis dieselfde plek, maar dis 2 verskillende ervarings. En ek ervaar dat die Here sê, net omdat jy in 'n ding is nie te sê dis hoe dit is nie. Jy moet hom van 'n ander plek af ook sien. My grootste vrees is dat my geliefdes eendag gaan doodgaan en hulle het nie op 'n punt gekom wat hulle sê, Here, ek is all in V1. Dis in
En hoor my gou mooi. Die dag as jy sê, V1, all in, the point of no return, Here, ek is met U, vat U. Hoe verder jy van die Here af was, hoe meer turbulence gaan jy moet dit weet. Dit kan 'n onsmaaklike rit terug wees. Maar nie turbulence gaan vir jou skud. Jy moet dit weet. Hy skud vir jou. Partykeer voel dit vir jou maag sit hier onder jou longe en dan gaan hy weer weg. En jy voel siek. En dis hoe ek het ervaar in die dag na ek vir die Here gesê het, ek is all in. Jy moet weet dat die waarheid kom uit. Wanneer die waarheid uitkom, die oomblik as jy sê God vat oor, die dag as die waarheid uitkom, partykeer is dit wonderlik, maar ander kere is dit so hartseer. Want die oomblik wanneer jy dinge van God se perspektief af sien, en jy sien die waarheid, besef jy dat jy baie verkeerd was. Dat daar goed was wat jy gedog het wat mooi was, maar wat eintlik nooit vir jou bedoel was nie, wat jy self in jou lewe gesit het. En dan is daar dinge waarteen jy geskop het vir 'n baie lang tyd, wat die Here vir jou geleenthede en goed gegee het wat jy nooit gevat het nie. Jy besef, ek het baie tyd gemoed. Kyk hoe ver kon ek al gewees het, as ek net gecommit het. As jy maar ouens is wat stak is op die lughawe, en jy weet jou lewe gaan nêrens heen nie, en jy weet jy loop net rond en gesels, en jy vermy die eintlike vlug, wil ek jou vra, doen jouself 'n guns en kyk op. Die lughawe is 'n baie duur plek. Alles by die lughawe is duur. So jy moet weet om stak te wees op 'n lughawe het 'n prys. Die taksies, as hulle weet jy's 'n toerist, dan is die prys somme hoër. Die verblyf is somme hoër. Alles is hoër omdat dit by die lughawe is. Maar iewers is daar 'n vlug met jou naam op daai bord. Maar jy gaan moet opkyk. Jy gaan moet opkyk en sê, Here, ek commit, ek het geen idee waartoe U my heen wil vat nie. Maar ek het genoeg rondgeloop in hierdie lughawe van die lewe en ek het alles probeer, dit werk nie. Maar ek commit nou. En as jy net vir my wys watter vlug is myne, en dan gaan ek commit. Al wat ek vra is, roep my net duidelik oor die interkom dat ek dit net nie mis nie. Want baie mense word geroep en hulle hoor dit en nog steeds gaan doen. Vandag vra ek jou, ek smeek jou, kom op 'n plek waar jy sê, dis of die Here of dis niks. Die woord sê God haat dubbelsinnigheid. Daar's 'n rede hoekom daar meer dooie hase op 'n grondpad lê as skilpaaie. Hasies is vinnig, hulle vertrou in hulle self, hulle verander vinnig van plan en hulle is hastig. So hasies word getrap. Hulle maak dit nie altyd nie. Maar skilpaaie weet, hulle moet versigtig wees. Want hulle pas is 'n bietjie stadiger. Maar skilpaaie maak hulle mind op waartoe hulle wil gaan en hulle gaan. Hulle is nie soos hasies wat kort net van plan verander nie. Ek smeek jou, kom tot op 'n punt waar jy sê, Here, ek commit nou. Ek is een van daai Christene wat op die lughawe is, maar wat nog nooit uitgegaan het hier aan my nie. En ek vra jou baie mooi, maak jou safety belt vas. Jy weet dit gaan rof raak, maar jy ken die pilot. En jy weet, ons pilot, hy loop op water, kan enigiets doen.
Wanneer 'n pilot sy eie familie iewers heen vlieg, is hy ekstra versigtig, want hy wil hê hulle moet veilig daar aankom. Trou hom net. Dinge is nie soos wat jy dink nie. Daar's 'n rede hoekom vandag se skrif Efesiërs 3:20 is. Efesiërs 3:20 sê dat die Here vir jou soveel meer wil gee as wat jy ooit aan kan dink. King James sê exceedingly, abundantly, above all else that you can ever ask or think. Hou op tevrede wees met jou klein bietjie. God wil vir jou soveel meer gee. Gee hom 'n kans dat hy jou die waarheid wys. Kom op daai punt wat jy sê, wie won? Ek is in, my vrou is in, my kinders is in. Ek in my huis. Ons sal gaan soos Josua sê, me and my house, we will serve the Lord. Commit. Ek kies ons tyd hardloop. Ons het nie nog dubbelsinnige, twyfelagtige Christene nodig nie. Ons het Christene nodig wat commit. En sê, ek sê, dink hieroor. Ek hoop ek moet van plan verander. Jy moet 'n mooi dag hê. Bye.